Welkom terug. Jy kyk na Goeiemôre, Good Morning en ons hoop van harte dat jy al jou tweede koppie koffie saam met ons geniet. Nou net voordat ons voortgaan met ons oggendpraatjies, kom ons kyk net gou na 'n interessante video. They're completely still. Okay. Is he gone? All right. Wat 'n oulike ou kaaitjie. Ek dink jy sal met my saamstem, nê? Nee? Ja, maar as ek na daai man kyk wat agter die stuurwiel gesit het, het hy 'n natkol in sy broek. Ja. Dit het vir my gelyk soos 'n standbeeld. Maar goed, die rede waarom ek jou vra is, kom ek gee vir jou so 'n bietjie konteks. Ja. Ja. Ek luister. Goed. Sosiale media is vol ongelooflike wildlewe oomblikke. 'n Leeuwyfie wat haar welpie teen hyenas beskerm, 'n olifant wat aan 'n kind se hand raak of 'n jagluiperd wat rustig op 'n piknikkombers lê. Daardie hartroerende tonele van wilde diere wat jy aanlyn sien, is egter nie altyd werklik nie. Baie daarvan word deesdae deur kunsmatige intelligensie geskep en as eg aangebied. Dit lyk dalk onskuldig, maar dit kan ernstige gevolge vir hoe mense wildlewe sien inhou en veral vir wêreldwye bewaringspogings. Nou, Danel Wenzel en Lotte Vaandel van Rooi verduidelik dat daar in die wêreld van wildfotografie 'n ongeskrewe ooreenkoms tussen die fotograaf en die kyker bestaan, naamlik wat jy sien het regtig gebeur. Nou, elke foto verteenwoordig ure se wag, 'n begrip van dieregedrag en dikwels moeilike omstandighede. Maar nou word daardie vertroue al hoe meer deur KI ondermyn. Kunsmatige intelligensie skep 'n onrealistiese persepsie van die natuur. Reisagentskappe en media gebruik dit soms om die perfekte safari uit te beeld. Diere in goue sonlig, altyd perfek geposisioneer, maar in werklikheid is diere dikwels skaars sigbaar en die natuur onvoorspelbaar. Hierdie valse voorstelling skep valse verwagtinge en benadeel plaaslike gidse en fotograwe wat hulle lewens aan die werklike dokumentering van wildlewe wy. Nou, dit kan selfs gevaarlike praktyke bevorder waar mense onder die indruk is dat hulle interaksie met wilde diere kan hê. Dit nadat natuurbewaarders vir jare al die publiek leer dat wilde diere wild moet bly en ek dink dit is nou nogal iets waarby baie mense gewoonlik stil staan. Goed, so onder die see is die probleem selfs groter. KI-beelde wys tonele wat fisies onmoontlik is, lig wat nie volgens die wette van fisika werk nie, koraalriwe wat nie bestaan nie en spesies wat saam uitgebeeld word, al kom hulle nie in dieselfde gebied voor nie. Sulke beelde kan mense laat glo dat die see veilig en ongerep is, terwyl die werklikheid dikwels die teenoorgestelde is. Dit verminder ook die dringendheid om op te tree en beskermingsmaatreëls te ondersteun. En die ontwikkeling van KI-inhoud bedreig ook die plaaslike bedryf. In Suider-Afrika speel wildfotograwe en see-dokumentasie 'n belangrike rol, naamlik hulle help om stropery te voorkom, verskaf waardevolle data aan wetenskaplikes en bring mense nader aan die natuur. 'n Algoritme kan dit nie doen nie. Dit kan nie die werklikheid ervaar of verstaan nie. Wanneer KI-beelde die norm word, begin die werklike natuur teleurstellend lyk wanneer dit vergelyk word. Ek meen, wat meer kan 'n mens sê? Dit is so opsommend na aanleiding van die erns, jy weet, of hoe ernstig hierdie kwessie opgeneem moet word. Baie, nee, mense dink ook maar net, dit is sommer net so, en dis nou mooi, en soos jy sê, vir bemarkingsdoeleindes en goeders, maar ek meen, dit vat my terug na daai video, was dit nou KI of was dit werklik? Ek dink kunsmatige intelligensie, nee. Nee, definitief. Daar is geen manier dat enige wildbewaarder wat sy sout werd is, so iets sal toelaat of laat dit so sal gebeur nie. Voordat hy op daai voertuig spring of so, sal hulle lankal al 'n bietjie net aanbeweeg. Ja, ek moet sê die meeste van hierdie video's lyk eg, maar wanneer mens kyk na die beligting en so aan, dan kan 'n mens amper agterkom dat dit nie die werklikheid weerspieël nie, jy weet. Ek dink, ek weet nie, ek dink dit is maar net baie moeilik na aanleiding van die feit dat hierdie video's ook op sosiale media versprei word. Jy weet, en mense dink dit is eg. Let's come for a safari. En dis hoe dit gaan wees, en dan is dit glad nie so nie, en dan is hulle dikbek as hulle nie die wild sien, soos wat hulle dit nou op sosiale media gesien het, of soos op die advertensiebrojuretjie of so nie. Ja, dit maak dit moeilik. Ek dink, sal dan nie, jy weet, soos daar mos maar altyd 'n ou is wat
As jy nou 'n program skryf om jou te beskerm teen kuberkrakers, is daar kuberkrakers wat kyk of hulle dit kan crack. Dink jy nie daar's iemand wat nou kan kom en sê, luister, buite in die normale oog, dis hoe jy KI kan eien en sien, hierdie is nou onwaar, want daar is ongelukkig mense wat so gullible is wat so iets sal glo. Kyk, dit sal wonderlik wees, maar ek dink kunsmatige intelligensie ontwikkel teen 'n geweldige tempo. Ja, want almal gebruik hom, nou meer hy gevoer word, hoe slimmer raak hy. En ontwikkel ook, jy weet, help met die ontwikkeling. Ek was nou die dag nogal verstom geweest toe ek kyk, ek gaan nou nie sê wat presies dit was nie, net nou kom ek in die moeilikheid. Maar om te kyk hoe ver mense gaan en hoe hulle eintlik deel is van die ontwikkeling van kunsmatige intelligensie, terselfdertyd bedreig hulle of is hulle eintlik 'n bedreiging vir hulle self, na aanleiding van hulle loopbaan, jy weet, in die toekoms. So, maar dit sal wonderlik wees as daar so 'n hekwagter kan wees, jy weet, wat daai goedjies kan nagaan. Ek sal nogal daarvan hou om met wildfotograwe te gesels, want ek dink dit is 'n amazing werk wat hulle doen, geleenthede wat hulle het. Ek het al in mense se huise ingestap wat ek ook gedink het, wow, wie het hierdie foto geneem? Dan sê die mense, wel, dit was ons. Maar ook mense wat daarvan hou om gereeld uitstappies te doen en goed. En hoe meer jy dit gaan doen, hoe meer jy in die veld is, hoe eerder gaan jy ook die regte foto, die regte oomblik, net daai sweet spot hê, sonder om enige KI te gebruik. Soos ek met die pikkewyne. Net soos jy met die pikkewyne. Ja, daar is hy. Jou pikkewyn het dan maar mooi foto's geneem. Baie dankie Pieter. Nou ja, net hierna gesels ons oor Reuse Rebag, 'n inisiatief wat op 'n kreatiewe manier besoedeling beperk. Jy's ingeskakel by Goeiemôre, Good Morning. Ons is nou weer terug.